Goeiemôre vriende. Baie welkom vir elkeen van julle wat in die koue uitgekom het en vanoggend saam met ons en saam met die Here hier bymekaar kom, sommer net om die lewe te vier, mekaar te versterk, die Here se woord te hoor, saam te sing, die Here groot te maak, dankoffers te gee en sommer net vanoggend 'n erediens vir die Here te hou. Vriende, wat 'n voorreg is dit om saam te wees. Baie welkom en is daar besoekers? Steek 'n bietjie hande op, sal mense wat by ons kuier. Ons sal nie vra waar julle vandaan kom. Hier's van die doopfamilie, se vriende en familie. Baie welkom vir julle. Ons het vanoggend gaan nou vir julle vertel van die babatjie wat gedoop word. Is nog iemand wat kuier hierso? Toe is iemand baie welkom daarso. In die middelblok nog niemand? Ek is altyd so skaam as ek in 'n kerk is, ek is doodbang as ek my hand opsteek, gaan hulle my vra waar kom ek vandaan en dan moet ek praat vir al die mense. Dit is maklik om met 'n mikrofoon te praat, dit is moeilik vandag, maar baie welkom. As jy vanoggend ook skaam is, ek is ook skaam en ek staan vanoggend hier voor ook met bewerasies. Ek moet dit vir julle sê, ek is banger vir julle as wat julle vir my is. Maar dit is so lekker dat ons het nou net gesing dat die Gees kom en die Gees werk in ons en daar kom 'n rustigheid in ons gemoed. Vanoggend ook hier na toe ry, toe kom daai liedjie in my kop op en daar's soveel dinge in mense gemoed. En in die Pinkstertyd sing ons 'n liedjie wat sê o Heilige Gees, ons trooster gestuur, bring rustigheid in my gemoed. En dit was vanoggend sommer my gebed vir die gemeente. Here, gee net soms 'n rustigheid en 'n vrede in ons gemoed. Vriende, ek wil vir Rianda sê baie dankie. Julle sal sien vanoggend, ons is in die koninkrykstyd en ons vanoggend beeld Rianda 2 koninkryke uit. Die koninkryk van die wêreld wat baie aantreklik lyk, maar wat 'n baie droë koninkryk is, wat eintlik 'n doodse koninkryk is. En dan die koninkryk van God waar daar groei is, waar daar lewe is, waar daar lig is. En vanoggend op daai noot wil ek hierdie liggie aansteek en ek wil sommer vanoggend as ons hier stil word, wil ek kom onthou dat die Here self by ons is. Vriende, as ek vanoggend hierdie kersie aansteek, dan dink ek vanoggend spesiaal ook aan die gesinnetjie wat in die afgelope week Dinsdag gesterf het in die motorongeluk op die N2. Ek het gister die vrou wat oorlede is, 'n sussie ontmoet vir Adri en ons het saamgesels. Die begrafnis is Vrydag hier in ons gemeente en vanoggend gaan ons harte somme uit na 'n familie wat baie seer gekry het. Rudy, Lara, Roan, Isak, 'n hele gesinnetjie wat in 'n ongeluk oorlede is hier in ons omgewing, eintlik van ons omgewing, lidmate in ons gemeente. En vanoggend wil ons sommer net ook onthou dat ek sê vir Adri gister, ons verstaan die Here se weë nie, maar wat ons kan weet is dat die Here om een of ander rede toegelaat het dat dit gebeur. Nie dit laat gebeur het nie, maar dit toegelaat het. En dat hy selfs in daai oomblik daar was en dat hy ook in daai oomblik vir hulle nie alleen gelos het nie. Dit is so lekker om te weet dat al is dit nie vir ons lekker as mense sterf nie, dat dit ook hy is wat aan die ander kant vir mense wag en mense ontvang in sy koninkryk. Kom ons bid saam. Here, ons sal vanoggend hier voor U kom stil word. In ons harte is daar soveel verskillende dinge. Here, ons het nou net gehoor van Rudy hulle. Ons harte is seer. Ons harte is seer oor mense wat sterf, wat seer kry. Here, soveel verpletterde drome, soveel dinge wat vir altyd verby is, van die aarde se kant af gesien. Maar dankie Here dat ons, al verstaan ons dit nie, dat ons kan vashou aan U liefde, aan U genade en ook aan die belofte dat daar lewe is vir elkeen wat in U glo, ewige lewe. Dankie Here dat daar ook vanoggend baie goeie dinge is. Daar's soveel mooi dinge. Toe ons vanoggend kerk toe ry, ons sien die berg, en ons sien die see, en ons sien die mooi huise en hierdie mooi omgewing van die kerk, die mooi gebou, die mense wat vanoggend so mooi lyk. Here, dan besef ons daar's nog soveel mooi in die lewe, soveel lekker. En help dat ons nie pessimisties raak nie. Help Here dat ons nie net die lelik raak sien nie, maar ook die mooi raak sien. Dankie vir die blomme vanoggend wat vanoggend vir ons sê daar's 'n koninkryk van die lig. Daar's 'n koninkryk waar daar lewe is. En Here, ons wil dit vanoggend vashou. Dankie dat U by ons is, Here. Ons maak so aanspraak op U teenwoordigheid. En ons vra vanoggend dat U aan elkeen van ons sal raak en dat U vir ons dit sal gee wat U weet ons vanoggend nodig het.
in Jesus se naam. Amen. Vriende, Max Lucado skryf in een van sy boeke, hy sê dat hy op 'n stadium in Kalifornië 'n reeks gaan aanbied. Hy sê en hulle het gereël dat hy nou by al die verskillende huise slaap, elke aand eet hy by 'n ander huis. Hy sê en so is dit nou as mense gaste het, elke ou sit sy beste voor. Hy maar so teen die derde dag sê hy, kom hy agter dat die almal gee vir hom net slaai. Hy sê en hy dog, is dit nou 'n gebruik in Kalifornië? Eet mense in Kalifornië net slaai? Hy sê op 'n stadium toe skraap hy moed by mekaar en hy sê, hoorie, dis 'n baie interessante ding, ek's nou 3 dae hierso, almal eet slaai, eet julle net slaai? Toe sê hulle nee, hulle het verstaan, hy eet net slaai. Toe is daar 'n kommunikasiegaping tussen sy kantoor en hierdie kerk se kantoor. En hy sê hy brand so om vleis te eet. En dan gebruik hy dit as 'n beeld om te sê dat die Here gee vanoggend nie net vir ons elkeen slaai nie. Hy weet wat ons vanoggend nodig het. Een het vertroosting nodig, een het bemoediging nodig, een het lering nodig. En so kom ons elkeen vanoggend met ons verskillende behoeftes na die Here toe. En die Here ken ons behoeftes. Hy ken my op my naam. En hy weet dat dit ek vandag nodig en dat ons vanoggend kan glo en bid dat die Here dit ook vir ons sal doen. Nou, dis 'n groot voorreg om vanoggend ook 'n babietjie te doop. Ons gaan vanoggend vir klein François doop, eintlik vir Jakobus, ek bly sê François Jakobus François. Ons gaan vanoggend vir hom doop. Sy pa is François, hy is Jakobus François. Maar voordat ons by Jakobus kom, net eers bietjie, kom ons luister net bietjie vir 'n oomblik na waarom ons doop. Dit is so belangrik om te sê, hoekom doop ons? Ons mag nie net doop nie, ons kan nie sommer net doop nie. Ek sê altyd, as jy nie glo dat jy babietjies moet doop nie, dan moet jy nie babietjies doop nie. Ek glo in my hele hart dat God se genade verbond ook vir klein babietjies is. Ek glo dat klein babietjies deur God ingesluit word by pappa en mamma se geloof totdat hulle self ook kan glo. En daarom doen ek dit vanoggend met soveel wonderlike genade, met vertroue. Waarom doop ons? Ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Reeds vir Abraham, die vader van die gelowiges, het die Here gesê, ek bring 'n verbond tot stand tussen my en jou nageslag en al hulle geslagte. Dis 'n blywende verbond. Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag. Nou moet julle onthou dat Paulus skryf baie later, die boek Galasië skryf hy sê, julle wat nou in Jesus glo, julle het nou deel in die beloftes wat God aan Abraham gemaak het. In die Ou Testament het die Here die besnydenis en die Paasmaal as teken gegee dat die verbond geldig is. Daarna het Christus gekom en hierdie verbond in sy persoon en deur sy verlossingswerk op 'n nuwe en finale wyse bevestig. As teken en waarborg hiervan het hy die doop en die nagmaal gegee. Die Here Jesus het voor sy hemelvaart ook aan sy disippels die opdrag gegee om die doop te bedien. Hy het gesê, gaan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. En hoe maak ons hulle sy disippels? Ons doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So die Here hom verbind om deur hierdie verbond om ons God te wees en ons te seën. Van ons vereis hy dat ons dankbaar en gehoorsaam hom sal dien. Die doop in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, beteken en verkondig vanoggend die volgende. Monique, nou moet jy François luister. Dit sê dat ons, wat as sondaars in die wêreld gekom het, slegs in die koninkryk van God kan ingaan as ons opnuut gebore word. Jakobus kan in die koninkryk van God ingaan as hy opnuut gebore word. Dat die Here daardeur bevestig dat hy ons in sy verbond insluit, ons tot sy kinders aanneem en ons laat deel hê aan al die voorregte van die verbond. Al is Jakobus so klein, gaan hy deel hê aan al die voorregte van die verbond. Dat ons aan Christus wat ons sonde deur sy bloed afgewas het, verbind word, dat ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar dat ons deur sy opstanding weer lewend gemaak word, sodat ons vir die sonde dood is en vir God lewe. En dis nogal 'n proses om ons kinders ook te help om vir die sonde dood te wees en vir God te lewe. Ons as groot mense sukkel daarmee, maar dis julle roeping om dit vir Jakobus te leer. Dat die doop 'n beseeling is van die inlywing in die kerk van Jesus Christus en ons verplig om as lewende lidmate te leef. Dat ons as gedooptes die Here uit dankbaarheid met ons hele wese moet lief hê, vertrou en dien, en dat die Here ons deur hierdie sakrament verseker
dat hy deur sy Gees in ons woon en ons lewe daagliks so regeer, dat ons hoe langer, hoe meer sy beeld vertoon. Dan wil ek vra dat die doopouers hier voorkom staan en albei oupas en oumas kan hier by hulle kom staan. Dis François Monique, julle ken hulle goed, hulle is hier in die gemeente en baie betrokke en die Here het vir hulle geseën met 'n klein babietjie, Jacobus, wat gebore is op die 11de April. En daar sien julle, oupa en ouma, julle kan bykom staan, hoor. Ja, het is vir ons 'n voorreg om vanoggend hierdie doop te bedien. Monique en Piet en Ursula is ook deel van ons musiekbediening en tegniese bediening ook. En François sit elke Sondag getrou op sy plekkie. En toe kom maar nog enetjie by, dat die Here op die 11de April vir hulle geseën het met klein Jacobus François. En dis vandag sy groot dag en hy weet dit nie eens nie. Dis die wonderlike van die Here se genade. Ons kan nie net doop nie, voordat ons doop moet ons seker maak dat ons die doop verstaan, en daarom moet julle as ouers op die volgende vraag ook antwoord. François Monique, glo julle dat die leer soos wat dit in die Ou Testament en in die Nuwe Testament en in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word, die ware en die volkome leer van die verlossing is? Dood eenvoudig, glo julle dat daai Bybel wat ons ook vir Jacobus gaan gee, glo julle dis God se woord? In die tweede plek, bely julle op grond van die woord van God, dat ons as sondaars in die wêreld gekom het en onder die oordeel van God staan, maar dat jy deur geloof in Christus gered is, en daarom as lidmaat van sy gemeente gedoop behoort te word. Dat die Here, as 'n klein babietjie in 'n ongeluk sou kom, dat ons nie dan sê, ja, maar hy was nog te klein om te glo, hy kon nie geglo het nie, dat ons kan sê, die Here sluit vir klein Jacobus klaar in by pappa en mamma se geloof, en daar sit 'n stuk veiligheid daarin. In die derde plek verklaar julle dat dit julle opregte voorneme is om in die Christelike leer te volhard, die Here te dien en te bely voor die mense en getrou te wees in die eredienste. En dan in die laaste plek beloof julle dat julle julleself vrywillig onderwerp aan die kerklike opsig en tug. Wat is hardop julle antwoord, François Monique? Goed vriende, dan is dit 'n wonderlike voorreg om dan vir Jacobus te doop. Jacobus, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Amen. Ons maak oogies toe. Here, ons is so verstom oor u genade. Ons is so verstom dat u nie net groot mense wat in u glo aanneem nie, maar dat u ook groot mense wat in u glo se kinders aanneem. En dat u lief is vir ons en ons kinders, selfs die kleinste babietjie. Ons weet in die Bybeltyd was 'n klein babietjie niks werd nie. En u kom en u sê, ek sluit hierdie babietjie in my verbond. Dankie Here dat u vir François en vir Monique geseën het met hierdie babietjie, en dat u vir al die oupas en oumas geseën het met hierdie klein seentjie. En ons kom bid vandag dat klein Jacobus vir u sal leer ken van kleintyd af, dat hy aan u sal behoort, en dat hy vir altyd u kind sal wees. Ons bid dat hy saam met u sal groot word, dat u vir pappa en mamma die wysheid sal gee om hom mooi groot te maak. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Jacobus, jou pappa en mamma het vir jou 'n seëngebed geskryf. Mag jy die gehoorsaamheid van Noag hê, die geloof van Abraham, die passie van Dawid en die krag van Samson. Mag jy wys wees soos Salomo, vreesloos soos Daniël en dapper soos Stefanus. Mag jy die vergifnis van Josef openbaar en mag jy groei om 'n man van God te wees. Dis vandag ons gebed vir jou. Vriende, kom ons sing vir hulle daai mooi lied. Ons gaan sing die eerste versie wat sê Jesus het die kinders lief, en dan die tweede vers sê ons Jesus het Jacobus lief. Ons pas daai lettergrepe so in en ons sing dit vandag vir hulle. En as daai tweede versie sing, dan steek ons sommer net ons hande so uit na Jacobus. Kom ons staan en ons sing dit vir Jacobus.
Dankie gemeente. Dit vir julle sê geluk, hier's 'n kinderbybel wat julle vir hom kan lees. Baie geluk hoor, baie geluk Monique. Geluk vir oupa en vir ouma. Baie geluk hoor, baie geluk. Vriende, terwyl ons sit, kom ons dien die Here met ons dankoffers. Ons sê net dankie vir die Here se liefde en sy genade. En ons luister na 'n lied van Remco Hakker. Dis 'n Nederlandse sanger wat 'n gebed sing vir ons kinders. Kyk of julle die woorde kan sien. Dis so mooi. En ons luister hierdie gebed terwyl ons die Here dien met ons dankoffers. Ik leg de namen van mijn kinderen in uw handen. Graveer gij ze daarin met onuitwisbaar schrift. Dat niets of niemand ze meer ooit daaruit kan branden. Ook niet als Satan ze straks als de tarwe zeeft. Houd gij mijn kinderen vast, als ik ze los moet laten. En laat altijd uw kracht boven hun zwakheid staan. Gij weet hoe mateloos de wereld hen zal haten, als zij niet in het schema van die wereld zullen gaan. Ik vraag u niet, mijn kinderen, elk verdriet te sparen, maar wees gij wel hun troost, als ze eenzaam zijn en bang. Wil om uw naams wil hen in uw verbond bewaren, en laat ze nooit van u vervreemden. Nooit een leven lang. Ik vraag u niet, mijn kinderen, elk verdriet te sparen, maar wees gij wel hun troost, als ze eenzaam zijn en bang. Wil om uw naams wil hen in uw verbond bewaren, en laat ze nooit van u vervreemden, nooit hun leven lang. En laat ze nooit van u vervreemden, nooit hun leven lang. Is dit nie 'n aangrypende lied nie, né? Vir ons kinders, maak nie saak hoe groot is hulle nie. Vandag wil ons sommer net ons kinders weer vir die Here gee. Nee, ons gaan vanoggend sing oor die Here se liefde. Ek lees vir julle 'n gedig. Die hawe van sy liefde. In die stilte van die vroeë môre lig, as die wêreld nog sy oë vryf, sien ek die lyne van u groot gesig wat sagkens op my lewensdoek kom skryf. U liefde is nie soos die wispelturige wind wat vandag hier waai en môre weer verdwyn. Dis die anker wat my siel vasbind, die ewige son wat deur my donker skyn. As ek struikel oor my eie vrese en foute en dink die pad vorentoe is heeltemal toe, vou my toe in genade sonder grens of mate en sê u word nooit van my swakheid moeg.
geen diepte, geen hoogte, geen storm op see, kan my siel van u deernis in u groot hart, kan my skei van die deernis in u groot hart. U dra my sorge en stap elke tree saam mee. U vee my trane af en genees my diepste smart. Dit is 'n liefde wat nie vra na my eie verdienste. Dit word bloot as 'n kosbare geskenk gegee. By u vind die kleinste, die swakste en die minste 'n ewige hawe van volmaakte hemelse vrede. Kom ons staan en ons sing 2 liedere oor die liefde en dan bly jy asseblief staan. Een van ons groot digters, T.T. Kloete, skryf, en hy sê, daar is meer poësie in die sneeuvlokkie as in die letterkunde, en baie meer poësie in die miskruier, in die toktokkie, in die meteorologie en die entomologie, in die môremis en die bergpiek, die horison wat in die hemel wegraak, in die rooswolk is daar baie meer liriek, die aarde is deur 'n digter gemaak. Kom ons sing van die groot digter wat die aarde gemaak het.
Mooi aarde, stikkende aarde, oorlog, uitbuiting, armoede, geweld. Die hele skepping sug, skryf Paulus. Ons huil as gemeente ook oor ons aandeel in hierdie stikkende skepping. God het die nood van die wêreld raak gesien. Retief Burger skryf, daar staan 'n kruis vol liefde rooi, waar Jesus self die sondaar nooi, om al die seer en al die self te probeer, te kom verruil vir soveel meer. Ons is vry, waarlik vry, deur u bloed gestort vir my. Genade vloei waar God moes bloei, daar aan die kruis, die liefdeskruis.
Here, so lekker as ons hierdie lied sing om die hele storie te hoor van 'n kruis, 'n graf, 'n troon, 'n bruid. Here, en ons sien so uit na die tweede helfte van hierdie storie. Ons het die kruis beleef, ons het die graf beleef. Ons sien uit na die dag wat ons voor U troon staan, wat ons as kerk die bruid van die Here gaan wees. Here, terwyl ons op hierdie stikkende aarde bly, mooi aarde, stikkende aarde, dankie dat U nog steeds ook nou by ons is. Dankie dat U deur die Gees by ons kom bly het. Dankie, Here, dat U vir ons as kerk geroep het, aangestel het, uitgestuur het, om hierdie goeie nuus te verkondig en te vertel en te leef, elke oomblik van die dag. Dankie dat ons vanoggend hier kan saam wees en saam U naam bely, deur lied, deur U woord, deur ons saam wees, kom sê dat ons glo in U. En ons Here, ons kom vra as ons nou uit die Bybel uit lees, dat U vir ons sal help om dit te verstaan. Ons weet daar so baie verstane van die Bybel, daar is soveel verskillende maniere hoe ons kan kyk na die Bybel. Ons vra dat U vir ons sal lei in die waarheid, soos wat ons vanoggend ook gesing het. In die naam van Jesus Christus die Here. Amen. Vriende, ons gaan vandag saam lees uit die Here se woord, Matteus hoofstuk 24. Matteus 24. Ek het die 2020 vertaling op die skerm en ons gaan vanoggend daaruit lees. Klein verskille tussen die 2020 vertaling en die 83-84 vertaling. Ek lees uit die 2020 vertaling. Ons lees vanaf vers 1 tot by vers 14. Die profetiese rede, afbreek van die tempel. Jesus het uitgegaan en was besig om van die tempelterrein weg te beweeg. Sy disippels het nader gekom om sy aandag op die tempelgeboue te vestig, maar hy sê vir hulle, sien julle al hierdie geboue, in die nuwe vertaling staan daar, sien julle al hierdie dinge? Amen, ek sê vir julle, hier sal beslis nie een klip op 'n ander gelaat word nie, alles sal afgebreek word. Terwyl Jesus op die Olyfberg gesit het, het die disippels na hom gekom en hom eenkant gevra, sê vir ons, het hulle gevra, wanneer sal hierdie dinge gebeur en wat is die teken van U koms en van die volëinding van die tyd? Jesus het hulle geantwoord, pas op dat niemand julle mislei nie, want baie mense sal in my naam na vore tree en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. Julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op, moenie verskrik raak nie, want hierdie dinge moet gebeur, maar dit is nog nie die einde nie. Die een nasie sal immers teen 'n ander nasie optrek en die een koninkryk teen 'n ander koninkryk en daar sal hongersnood wees en aardbewings op die een plek na die ander. Al hierdie dinge is die begin van geboortepyne. Dan sal hulle julle oorlewer om verdruk te word en julle doodmaak en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van my naam. Dan sal baie tot 'n val kom, mekaar oorlewer en mekaar haat. Baie valse profete sal verskyn en hulle sal baie mense mislei. En omdat die wetteloosheid sal toeneem, sal baie se liefde afkoel. Wie egter volhard tot aan die einde, die sal verlos word. Hierdie evangelie van die koninkryk sal oor die hele wêreld verkondig word as getuienis vir al die nasies. En dan sal die einde kom. Vriende, ons lees tot sover, mag die Here sy woord seën vir elkeen van ons en vir ons help ook om dit te verstaan. En dat ons ook vanoggend dit nie net verstaan en nie net 'n kopding is nie, maar dit ook in ons harte kom sit en ook 'n verskil maak in elkeen van ons se lewens. Nou hierdie gedeelte wat ons vanoggend gelees het, is een van 5 groot redevoeringe in Matteus. In Matteus is daar 5 sulke blokke, is amper sulke blokke waar Jesus eintlik die disippels leer. En hierdie is nou eintlik die laaste groot blok van daai 5 blokke waar hy besig is om sy disippels te leer. Ons lees in die gedeelte ook dat hy en sy disippels was alleen eenkant, was hy besig om vir hulle te leer. Hierdie gedeelte staan ook bekend, dit het 'n naam gekry, die Olyfbergrede of die apokaliptiese rede. Die Olyfbergrede, die rede wat hy lewer terwyl hulle daar op die Olyfberg sit, of die apokaliptiese rede. En as jy daai woord hoor, dan skrik jy mos sommer, want apokaliptiek beteken eintlik mos dat alles vergaan, hè? Alles wat ons nou ken nou op, so die apokaliptiese rede. Ons tema vanoggend, as ons vanoggend hier saam is leef Jakobus, wat ons vanoggend gedoop het, leef Jakobus in die laaste dae. Leef Jakobus naby die einde van die wêreld.
Ek onthou dat toe ek en Tersa is getroud in 1990 en hierso in 1994 omtrent toe begin die behoefte by ons ontstaan om ook 'n kind te hê. Dis mos iets wat so groei. Skielik op 'n dag dan besef mens net maar ons wil graag 'n kind hê. En ek onthou op daai stadium hoe baie mense gesê het, maar julle kan nie 'n kind hê nie. Dis nou die verkiesing, daar kom nou 'n ander regering en ons weet nie hoe gaan die wêreld wees nie. Vriende, en baie mense het eintlik gevoel, jong, jy moenie nou meer kinders hê nie. En hier is ons vandag klomp jare later. Ons het kinders en hulle het vir ons soveel vreugde gebring. En ten spyte van al die doemprofete het ons kinders groot geword en het ons wonderlike tye saam met hulle. Nou, ons praat vanoggend bietjie oor hierdie gedeelte. En vriende, ek weet nie van julle nie, maar vir my voel dit of die wêreld meer die mekaar is as ooit. Voel baie keer vir mense so asof klomp dinge in die wêreld wat vas seker was, skielik uitmekaar uit begin val. Dit voel vir my asof die oorloë net groter en groter word. Daar sterf vandag baie minder mense in oorloë as wat daar jare terug in oorloë gesterf het. Daai tyd was al baie meer mense op 'n slag dood. Maar dit voel tog of die oorloë groter en intenser word as wat dit ooit was. Hier waar ons vanoggend saam sit, is daar 'n oorlog aan die gang tussen Rusland en Oekraïne. Ons praat baie daaroor, ons bid daarvoor, né? En ek lees die afgelope week dat die skatting is dat daar so plus minus 2 miljoen soldate, mense reeds hulle lewens verloor het net in die Rusland-Oekraïne oorlog. So 1,4 miljoen in Rusland en die res in Oekraïne. So baie mense is al dood in daai oorlog. Terselfdertyd is daar 'n oorlog aan die gang tussen die VSA en saam met Israel en Iran en klomp lande wat daarbey ingetrek is. Daar's 'n oorlog in die Sudan. Daar's die oorlog wat nou al hoeveel jare kom tussen Israel en Gaza wat niks anders is as 'n oorlog nie. En dit word so intens met ballistiese missiele, met interkontinentale missiele en ons op enige oomblik gaan ons waarskynlik hoor dat dit gebruik is, missiele van kontinent na kontinent. Ons lees al hoe meer van die drones wat gebruik word, die hommeltuie wat letterlik vasvlieg in goeters en dat die oorlog op die oomblik gevoer word deur hommeltuie. Ek het so 2 weke gelede gelees dat hulle sê dat as iemand op die voorfront van die oorlog tussen Rusland en Oekraïne nou is, op die voorste punt is die leefduur op die voorste punt ongeveer 40 minute. Dis so lank mense oorleef in daai oorlog. Dis so intens dit geraak het met hommeltuie. Terselfdertyd is daar die dreigemente van atoombomme van elke land. Jy kan gaan kyk op die internet hoeveel atoombomme het elke land. Daar's duisende atoombomme. Maar buiten dit is dit aardbewings soos wat ek in die klomp jare wat ek leef nog nie gehoor het nie. Dinsdagoggend toe ek begin met die voorbereiding vir hierdie diens, gaan kyk ek sommer net op die blad waar hulle die aardbewings registreer. Daar's 'n blad wat elke liewe aardbewing op die aarde wys en wat wys wat se intensiteit. 9:00 die oggend gaan ek na hierdie blad toe en toe lees ek op hierdie blad dat op Dinsdag 7 Julie tot 9:00 die oggend was daar reeds 29 aardbewings in die wêreld gewees. Ek het vanoggend gelees voor kerk toe ek daar op dieselfde blad lees was daar reeds 34 aardbewings gewees wat gister plaasgevind het. Ons in ons land voel ons dit nie so baie nie, maar die blad sê vir my dat daar's gemiddeld 1000 aardbewings per week wat groter as 3 op die Richterskaal is. Vriende, dis verskriklik. En toe het ons in die laaste tyd het ons in die media gehoor van al die groot aardbewings wat daar was. Die verskriklike groot is Japan, Chili, Filippyne, Indonesië, Florida, China. En al hierdie aardbewings wat ek julle nou noem was bo 6.3 op die Richterskaal. Ons het baie onlangs het ons die foto's gesien van Venezuela, van die aardbewing wat daar getref het, 'n 7.2 en 40 sekondes later tref 'n 7.5 Venezuela. Die skade op die oomblik 58,000 geboue beskadig. 1000 mense plus minus is dood. Daar's 50,000 mense vermis. En as jy hierdie goed so lees, dan kry jy so beklemming, dan dink mense is ons nou daar wat die Bybel gesê het dat die einde baie naby is. Ons dink aan ander natuurrampe wat op die oomblik daar is, die geweldige hittegolf wat die middel van die wêreld tref, die El Nino wat daar getref het, FSA in Europa, hulle praat van 'n double heat dome wat die wêreld tref.
Dan is daar die brande in groot dele van die wêreld en in Utah in die VSA. Daar's die vulkaniese uitbarstings, 2 groot vulkaniese uitbarstings in die afgelope tyd. Een in Indonesië en 'n ander een in die Filippyne. Vloede reg oor die wêreld. Dis asof die wêreld oorstroom het in die afgelope tyd en ons het in ons eie lande ervaar. Ons koop op die oomblik wyn wat uit 'n vloed uitkom. En die van julle wat van hierdie vloedwyn gekoop het, sal weet dat die modder sit aan hierdie goeters. Of ons iets te vertel van die storie van 'n vloed hier in ons eie omgewing in die Wes-Kaap. En as jy hierdie dinge hoor, dan word jy so effens bang. Ek moet erken dat so rukkie terug het Michiel gepreek oor Psalm 73 en die psalmdigter skryf daar en hy sê daarso toe ek aan hierdie dinge begin dink, hy praat oor iets anders, maar hy sê toe ek daaraan begin dink het ek byna koers verloor. Dit voel baie keer as jy al hierdie goed sien en jy sien die nuus en alles, asof mens amper wil koers verloor en sê, is daar nog hoop vir ons? Is daar lewe vir ons? Is ons die laaste mense wat op die aarde gaan leef? Kan 'n mens nog kinders hê? Fransjoen, dis 'n vraag wat nou te laat is of jou Monique te vra. Maar kan mens nog kinders hê op hierdie stadium? Is dit slim om nog kinders te hê as dit lyk asof die wêreld so uitmekaar uitval? Is dit verantwoordelik om kinders te hê? Kan mens nog sinvol leef? Wag daar 'n lewe vir ons kinders en ons kleinkinders as ons sê ons kan sien daar's 'n toename in al hierdie goeters? Wat sê God se woord vir ons oor dit alles? En dis tog waaruit ons as Christene ons boodskap kry, né? Wat sê die Bybel vir ons? Ek wil julle volgende bietjie terugvat, 2000 jaar terugvat in die geskiedenis, né? Na daai week toe daai week wat Jesus gesterf het, en daai Sondag voor hy gesterf het, hy het Vrydag gesterf, Sondag het hy in Jerusalem ingekom. Die groot lydensweek wat ons onlangs gevier het. En ons lees dat Jesus kom daai Sondag in Jerusalem in, en as hy in Jerusalem kom, dan gaan hy heel eers na die tempel toe. En ons lees dat Jesus het gehuil oor die tempel. Het gewens hy kan hierdie mense beskerm. Dan die maandag, dan lees ons dat hy gaan terug na die tempel toe. En dis maandag wat hy 'n sweep vat en die tempel skoonmaak en sê hierdie plek is 'n huis van gebed. Julle maak 'n rowersnes daarvan. My Vader se huis is 'n huis van gebed. Hy het hierdie passie vir die tempel. En Dinsdag gaan hy weer 'n keer terug na die tempel toe. En Dinsdag het hy 'n klomp gesprekke met die godsdienstige leiers en hy sê vir hulle: "Wie julle wat dit doen? Wie julle wat dit doen? Wat dit doen?" En daarmee het Jesus eintlik sy eie doodsvonnis geteken deur die leiers daar by die tempel te gaan aanvat. En nou is dit Dinsdag laatmiddag, vroeg aand. Jesus is op pad terug. Hulle was heeldag by die tempel gewees, hy was in klomp gesprekke. En nou vertrek hulle uit die tempel uit en hulle gaan so af in die Kedronvallei. En as jy so afgaan in die vallei, dan gaan jy weer aan die ander kant op en dit is waar die tuin is waar Jesus sy laaste tydjie die donderdag aand sou deurbring. Nou dis interessant dat ons lees dat Jesus het uit die tempel uitgegaan en weggegaan van die tempel af. En natuurlik het hy dit letterlik gedoen, hy het uit die tempel uitgegaan en hy het weggegaan, hulle is deur die Kedronvallei en hulle is nou na die tuin aan die ander kant. Maar daar's ook simbolies iets daaraan, dat Jesus het klaargemaak met die tempel. Jesus los die tempel agter. Hy was Sondag daar, hy was Maandag daar, hy was Dinsdag daar, nou gaan hy weg van die tempel af en hy sou nooit weer teruggaan na die tempel toe nie. Nooit weer het hy teruggegaan nie. Hy maak klaar met die tempel. Nou is Jesus en sy disippels deur die Kedronvallei en hulle sit op die berg hier aan die oorkant, op die Olyfberg. En van die Olyfberg af, die van julle wat in Israel was, kan jy baie mooi hierdie berg sien waarop die tempel is. Hier van die Olyfberg af kyk hulle op die tempelgeboue en hulle kan al hierdie goeie so duidelik raak sien. En dis indrukwekkend hierdie geboue. En Jesus se disippels, terwyl hulle so kyk, sê sy disippels vir hom: "Here, kyk hierdie indrukwekkende geboue, is ongelooflik hierdie bouwerk, né? Dis 'n mooi geboue wat ons hier het." Nou moet julle weet, hierdie tempel is al amper 1000 jaar terug deur Salomo gebou. Salomo het hierdie tempel gebou. Vir 1000 jaar is hierdie die middelpunt van hulle geloof al. Vir 1000 jaar sentreer hulle hele aanbidding rondom hierdie tempel en hierdie tempelgebou en almal gaan elke jaar soontoe. In die tyd van die Babiloniese ballingskap is die tempel verwoes.
so 500 jaar gelede van hulle tyd af, en toe gaan Esra en Zerubabel terug en hulle die tempel weer gaan herbou. Toe staan die tempel weer. En toe op 'n stadium so 19 jaar voordat Jesus gebore is, het koning Herodes gesê, maar kom ons maak hierdie tempel groter. Kom ons bou hom, kom ons maak hom die indrukwekkendste gebou wat daar is. En nou maak Herodes, die koning, nie die kerk nie, Herodes maak die tempel nou nog groter, né? Baie goud en baie marmer wat op hierdie tempel is. En hierdie tempel is indrukwekkend, groot stene, dit fascineer die mense. En die disippels is so trots en hulle sê vir Jesus, Here, kyk hierdie geboue, is dit nie ongelooflik nie? En dan sê Jesus hierdie woorde en hy sê vir hulle, weet julle wat? Daar sal nie een steen op 'n ander steen bly staan van al hierdie geboue nie. Dit was vir die disippels 'n groot skok gewees. Hierdie gebou is vir 1000 jaar, is dit waaroor hulle, dis hulle identiteit, dis waar hulle God aanbid. Dis die teken dat God by hulle is. En nou sê Jesus, daar sal nie een klip op 'n ander een bly nie. Een van die geskiedskrywers van daai tyd, Josefus, skryf vir ons dat vir 8 jaar lank het 10.000 mense dag en nag gewerk aan hierdie tempel. Ons weet dat dit wat Herodes aan die tempel gebou het, hy het begin in 19 voor Christus, het hy begin om hierdie tempel groter te maak, en dit het aangehou tot in die jaar 63 na Christus. Hy het vir 80 jaar gewerk om hierdie tempel te vergroot en te verbeter. In Jesus se tyd, met ander woorde, was hulle al 52 jaar besig om hierdie tempel groter en breër te maak. 500 meter lank, 400 meter breed. Van heinde en verre kom mense om na hierdie indrukwekkende tempel te kom kyk met al sy goud en met sy marmer en alles wat so indrukwekkend is. Aan die onderkant van hierdie tempel is daar klippe en as jy in Jerusalem kom en jy gaan af onder die tempel, dan kan jy nog een van daai klippe sien. Vriende, daai klippe is 50 voet lank, 24 voet breed, 16 voet dik, soliede klippe wat daar gepak is. En Jesus kyk na hierdie gebou en hy sê, hier sal nie een klip op 'n ander bly nie. En die disippels is geskok. Hulle weet dat hulle volk se bestaan hang af van hierdie tempel se bestaan. Hulle weet die vorige keer toe hierdie tempel verwoes is, het hulle volk in ballingskap gegaan. Hulle weet dat wanneer hierdie tempel verwoes sou word, is daar 'n stuk oordeel op hulle volk. En daarom is dit vir hulle 'n groot skok as Jesus sê, jy gaan niks van hierdie tempels oorbly nie. Nou vra hulle vir Jesus 3 vrae. Die eerste vraag wat hulle vir hom vra is, wanneer sal hierdie dinge gebeur? Here, u sê nou, hier gaan alles afgebreek word. Here, wanneer gaan dit gebeur? Vriende, ons sou dieselfde vraag gevra het, né? Here, ons net 'n bietjie in ons beplanning net sê, hoe lank is dit nog? Is ons darm nog veilig? Of is dit wat die mense na ons is? Hoe lank nog voor dit gaan gebeur? En dan antwoord Jesus nooit daai vraag nie. Hy sê glad nie vir hulle wanneer dit gebeur nie. Nou ons weet vandag, dit het 40 jaar later gebeur. In die jaar 70 na Christus, daar was 'n oorlog, daar was 'n stryd gewees tussen die Jode en die Romeine, en op die einde van die dag het die Romeine moeg geraak vir die Jode, en hulle het Jerusalem platgevee, hulle het Jerusalem verwoes. Klomp Jode het in die tempel weggekruip, en op die einde het hulle die tempel aan die brand gesteek, en hulle daai geboue verwoes. Dit so verwoes, dat ons vandag nie presies kan sê waar die tempel gestaan het nie. So volledig is dit verwoes, dat letterlik nie 'n steen op 'n ander steen gebly nie. Meer as 'n miljoen Jode is op daai stadium dood in hierdie vernietiging van Jerusalem. Met ander woorde, dit wat Jesus vir hulle gesê het wat gaan gebeur, het gebeur 40 jaar later. Maar hy het nooit vir hulle gesê wat is die datum nie. Hy het nooit gesê, hoorie, kom ek vertel vir julle wat is God se tydsraamwerk. Hy het dit nooit vertel nie. Maar wat hy gesê het, het gebeur. Vriende, nou, wat belangrik is dat as Jesus dit van die tempel sê, dan is dit nie 'n voorspelling nie, dis 'n profesie. Ons het op 'n stadium vir mekaar gesê, die verskil tussen 'n voorspelling en 'n profesie is die volgende. 'n Voorspelling voorspel ons iets wat op 'n sekere dag, 'n sekere tyd gaan gebeur, en dit gebeur of dit gebeur nie. Ons sê môre middag 3 uur gaan dit reën, sê die weervoorspelling, en 3 uur reën dit of dit reën nie, en dan is dit verby. 'n Profesie is iets anders. 'n Profesie beteken, daar gaan iets gebeur, en as dit gebeur het, dan gaan dit iewers in die toekoms weer 'n keer gebeur, en dit gaan weer 'n keer gebeur, en weer 'n keer gebeur. Dis hoe profesie werk. Met ander woorde, as Jesus vir die disippels sê, hier gaan nie 'n steen op mekaar bly nie, dan word dit 40 jaar later, word dit waar.
Maar beteken dit nou vir ons hierdie verhaal is maar net iets wat in die verlede gebeur het? Nee. Dit beteken dit wat Jesus gesê het is ook waar vir ons wêreld. Iewers in die toekoms gaan daar ook hier nie 'n steen op 'n steen oorbly nie. Iewers in die toekoms gaan daar van die wêreld wat ons ken, nie een klip op 'n ander klip oorbly nie. En dis waar die boek Openbaring gaan om te sê dit wat ons nou ken, dit wat ons sien, dit verdwyn, dis weg. Op 'n stadium gaan dit klaar wees, dit gaan verby wees vir altyd en vir altyd. Vriende, dis altyd 'n groot skok om dit te hoor, dat dit wat mense vandag sien gaan verbygaan, soos wat die Jode se tempel verbygegaan het. En die disippels wou natuurlik geweet het wanneer gaan dit gebeur, en weer eens antwoord Jesus dit nie. Dan vra hulle vir hom 'n tweede vraag en hulle sê, wat sal die teken wees van u koms? Nou in hulle koppe, hulle het nog nie geweet Jesus gaan sterf en dan gaan hy opstaan en dan gaan hy opvaar na die hemel. So hulle vra nie vir hom, Here, wanneer is die wederkoms nie? Hulle vra eintlik vir hom, Here, maar wanneer gaan u nou eintlik kom en gaan u ingryp en hierdie Romeine verwoes en ons oorlog teen die Romeine wen, en wanneer gaan hierdie nuwe tyd wat u vir ons gaan laat aanbreek, wanneer gaan dit begin? In hulle koppe is dit 'n kwessie van al hierdie goeders gaan saam gebeur. Die tempel gaan verwoes word, Jesus gaan kom, hy gaan nou die nuwe leier wees, die nuwe koning wees, en dan breek God se nuwe wêreld aan. Wat hulle nie geweet het nie, is dat daar 'n groot spasie is tussen die verwoesting van die tempel en wanneer Jesus wel eendag gaan terugkom. Daar's 'n groot spasie en ons leef in daai spasie tussen daai twee. Nou gebruik Jesus die kans om vir hulle te vertel van die wederkoms. Hy sê vir hulle, hoorie, daar gaan baie dinge gebeur voordat ek gaan kom. Daar gaan baie meer gebeur as wat julle dink daar gaan gebeur. En weer eens gee hy nie vir hulle 'n datum nie. Hy sê nie vir hulle wanneer gaan hy kom, of hy sê nie vir hulle presies hoe gaan dit werk nie. Maar hy waarsku hulle en hy sê, pas op, daar gaan baie mense kom wat gaan sê wanneer ek kom. Daar gaan baie mense kom wat gaan sê, hier's die Christus, of hy kom dan, of dit of dit. Ons sien dit alles vandag gebeur, né? Hy sê, maar moenie vir hulle luister nie. In 1844 het William Miller voorspel dat die Here kom. Klomp mense het alles verloor, die Here het nie gekom nie. 1910 het met Halley se komeet het dit voorspel, dit het nie gebeur nie. 21 Mei 2011 Harold Camping voorspel die Here kom, dit het nie gebeur nie. 21 Desember 2012 die Maya kalender wat sal ophou, dit het nie gebeur nie. Onlangs het een van ons sangers voorspel dat die Here sou kom, dit het nie gebeur nie. Jesus waarsku en hy sê, pas op, die mense gaan voorspel, hulle gaan datums gee, bly weg van datums. Moet dit nie glo nie. Nou kom hulle by die derde vraag, en die derde vraag wat hulle vir Jesus vra, is, Here, maar wat sal die tekens van die einde wees? As alles dan gaan ophou, as hierdie wêreld wat ons ken gaan ophou, wat sal die teken wees van dit? En nou begin Jesus vir hulle leer oor die laaste dae en die einde van die wêreld. En hy sê vir hulle, daar sal oorlog wees. Een nasie sal teen 'n ander nasie oorlog maak, een koninkryk teen 'n ander. Hy sê daar sal hongersnode wees. Ons sien dit in Somalië vandag so duidelik, en klomp plekke in Afrika, né? Hy sê daar sal epidemies wees. Party vertalings vertaal dit met pestsiektes. Daar sal pestsiektes wees. Daar sal goeters wees wat baie mense doodmaak. En dan sê Jesus, dis maar net die begin van die groot lyding en hartseer. Dis dinge wat al hoe meer gaan gebeur in hierdie nuwe tyd, hierdie tyd tussen Jesus se hemelvaart en die tyd wat Jesus weer gaan terugkom. Hy sê, maar dis nie die moeilikste dinge wat gebeur nie, daar gaan nog moeiliker dinge as dit gebeur. Hy sê, daar's gevaar van buite die kerk, daar gaan mense kom, hulle gaan julle haat, hulle gaan julle oorlewer, hulle gaan julle laat doodmaak vir julle geloof, hulle haat vir Jesus, hulle sal julle doodmaak omdat julle my naam bely. En hy sê, maar dit is nie al nie, daar sal ook van binne af sal daar gevaar wees. Die mense binne in die kerk, die gelowiges self, sal mekaar begin verraai en verloon. Hulle sal afvallig word van die geloof, mekaar verraai, mekaar haat, die liefde sal verdwyn. Hy sê uiteindelik sal daar selfs nog erger goed gebeur, daar gaan vals profete kom, daar sal valse evangelies kom, daar sal 'n verdraaide evangelie kom, daar sal 'n minagting van die wet wees, mense sal hulle nie meer steur aan die wet nie. En die liefde by baie sal verkoel, liefde sal verdwyn, ook uit kerke uit en uit ons gesinne uit.
Vriende, onthou weer eens, dis nie 'n voorspelling nie, dis 'n profesie. En dit het waar geword in die disippels se tyd. In die disippels se tyd het al die goed waar geword. Daar was aardbewings in daai tyd. Daar was 'n aardbewing die dag wat Jesus gesterf het selfs. Daar was aardbewings in daai tyd. Daar was natuurrampe gewees in daai tyd. Ons lees in die Bybel van 'n toring wat omgeval het op die mense, né? Daar was natuurrampe gewees. Ons lees hoe dat die disippels wel oorgelewer is. Ons lees hoe dat baie van die disippels doodgemaak is vir hulle geloof. Ons lees hoe Stefanus doodgemaak is vir sy geloof. Ons lees hoe dat die mense hulle gehaat het. Een van die vroeë skrywers, Diognetus, skryf daarvan. Hy sê die Christene doen net goed vir almal, maar almal haat hulle, ten spyte daarvan dat hulle so goed doen vir almal. Daar was daai tyd al vals profete. Paulus waarsku in sy briewe vir die mense teen die vals profete. Johannes skryf daaroor. Hy sê pas op vir hierdie valse profete wat nou rondgaan. Daar was daai tyd 'n minagting van die wet. In so 'n mate dat Paulus vir die gemeente in Korinte moet skryf. Hy sê ek hoor verskriklike goeters wat julle doen. Hy sê hoe is dit moontlik dat julle wat in die Here geglo het al hierdie goeters doen? Maar dit word ook waar in ons eie tyd, né? Ons sien ook die tekens in ons eie tyd. In baie lande word mense doodgemaak vir die Here vandag. Daar's baie, ons lees gereeld van mense wat vir hulle geloof doodgemaak is. In klomp lande in die wêreld, word gehaat. Daar's baie mense wat afvallig word. Vriende, in die kringetjie van ouens wat teologie geswat het saam met my, wat dominees geword het saam met my, is daar 'n hele klomp ouens wat nie net uit die bediening uit is nie, maar opgehou het om Christene te wees, wat nie meer glo in Jesus nie. Daar het langs die pad baie mense afvallig geword. Ons almal ken mense. Daar's baie haat en verdeeldheid, selfs onder gelowiges, selfs in kerke. In baie kerke val die gemeente uitmekaar soos wat dit in die gemeente beklei en mense te mekaar werk. Daar's baie valse profete vandag, dink maar aan die hele prosperity geloof, dit wat ons sien hoe dat mense geld maak, ryk word uit die evangelie uit, met helikopters en met vinnige vliegtye rondvlieg, uit geld wat hulle gekry het uit mense se dankoffers. Daar's 'n hele reuse bedryf aan die gang vir kerk. Daar's vandag klomp evangelies sonder Jesus. Daar's evangelies wat vir ons aangebied word op die internet, waar mense eintlik net vertel hoe om suksesvol en gelukkig te wees, wat nie meer oor Jesus gaan nie. Jesus se evangelie was heeltemal die teenoorgestelde. Nêrens het Jesus beloof ons almal gaan ryk wees en dit gaan goed gaan en al die goed nie. Maar dis die evangelie wat verkondig word. Ek sien in die afgelope week iemand wat by die Pride optog in Londen loop met 'n groot banier wat sê God vra nie dat jy verander nie. Vriende, as jy 'n Bybel het waar God jou nie meer vra om te verander nie, het jy die evangelie prysgegee. Want hy vra vir elkeen van ons om te verander, om dag vir dag meer en meer soos Jesus te word. Dis ons maatstaf, dis hoe ons moet word. Daar word vertel dat een van die groot persone wat pastore wat op die internet bedien, aanspraak maak dat sy in 'n voortdurende divine communication met die Here is. Sy maak aanspraak op dat die Here met haar praat en dat sy heeltemal 'n ander evangelie aanbied as wat die Bybel aanbied. Ons leef in 'n wêreld wat hulle nie meer steur aan God se wet nie. Vriende, en ons het nou met die Pride optog in Londen het ons weer gesien hoe lyk 'n wêreld waar mense hulle dood eenvoudig nie meer steur aan wat die Here sê nie. Dat elke ou net sê dis hoe ek is. En ek kan wees op watter manier ook al, God verwag van niemand om te verander nie. Elkeen kan maar net wees soos ons is. Ons leef in 'n tyd wat ons lees van die Epstein-eiland en dis asof die goed net nie wil oopkom nie. Maar die misbruik van kinders, wat daar seker in die geskiedenis van die wêreld nie gehoor is nie. Die vergrype aan kinders, in die afgelope tyd, hoeveel ouens wat uitgekom het, wat iewers hulle vergryp het aan kinders, selfs pastore, dominees, reg oor die wêreld. Ons leef in 'n tyd wat die liefde verkoel het, wat daar by baie plekke so min liefde is. Daar kan vandag liefde wees en môre is die liefde weg. Dis iets wat kom en gaan. Dis nie 'n liefde wat opoffer en alles gee nie. Die diepste krisis in hierdie gedeelte van die Bybel is daarom nie die oorlog of die vervolging of die aardbewing nie. Die grootste krisis van hierdie gedeelte is dat daar 'n wêreld kom waar daar nie meer liefde is nie, selfs onder die mense wat eers liefgehad het. Jesus het gesê dis hoe dit sal lyk tussen sy hemelvaart en die wederkoms. Dis hoe die laaste dae lyk.
Dis die wêreld waarin ons vandag leef. En Jesus het dit voorspel, aangekondig, gesê dis hoe dit gaan wees. Maak dit jou nie bang nie. Maak dit jou nie bang as jy dink dat dit is hoe dit gaan lyk tot en met die einde van die wêreld nie. Sê Jesus hierdie dinge sodat ons as Christene nou moet bang wees? Sê hy dit sodat ons negatief moet wees en pessimisties en sodat ons eintlik leef met hierdie katastrofiese denke van ag, alles is net hopeloos? Is dit hoekom Jesus dit sê? Alles behalwe. Hierdie gedeelte, as jy dit mooi lees, dan sal soveel mooi dinge in die gedeelte. As 'n paar sinne wat ons moet raak sien vandag. En François, dis hoekom ek vandag dit vir julle wil gee. En vir al die ouers wat kinders moet grootmaak in hierdie tyd. Die eerste een is vers 6. Jesus sê, pas op, moenie verskrik wees nie. God se kinders leef nooit in vrees nie. Maak nie saak wat gebeur nie, sy kinders leef nie in vrees nie. Ja, ons is bekommerd. Ons is bekommerd oor klomp dinge wat in die wêreld aan die gebeur is, maar ons leef nie 'n lewe van vrees nie. Ons weet hoe lyk die einde. Soos Hans Stein nou die dag vir my gesê het van die ou wat gesê het, hy is nie bekommerd nie, hy het gekoekeloer, hy het oopgemaak by Openbaring te sien hy die Here wen. Vriende, ons weet wie is die oorwinnaar. Ons weet hoe lyk die einde van die geskiedenis. En daarom is ons nie bang nie. Ons weet God wen. En terwyl ons aan sy kant is ons veilig. 'n tweede ding kom uit vers 8 uit, wat Jesus sê, al hierdie dinge is geboortetuine, die begin van die nuwe tyd. Dit voel baie keer of alles net te erg raak. Iemand sê net nou die dag, kan dit nog erger raak? Dit kan verseker nog baie erger raak. Alles kan altyd erger raak. Maar Jesus sê, hierdie is maar net die begin. Hy sê, dis geboortepyne. Nou, ek dink hierdie ding van geboortepyne is iets wat ons manne nie so goed verstaan nie. En daar's 'n goeie rede daarvoor. Maar ek dink vrouens sal iets verstaan van geboortepyne. Van hierdie ondraaglike pyn. En jy sal vir 'n vrou vra en sê, waarom gaan jy deur hierdie pyn? Wat is die rede waarom jy bereid is om so seer te kry? Want dit is die enigste manier hoe dan nuwe lewe in die wêreld kan kom. Hierdie geboortepyne sê dat as hierdie pyn verby is, wag daar iets ongelooflik, iets wonderlik op ons. Vriende, en dis die beeld wat Jesus gebruik. Hy sê hierdie is geboortepyne. Hy sê dis die pyne om te sê daar's 'n nuwe wêreld wat gebore word. Daar wag 'n wonderlike nuwe wêreld wat kom. Hierdie ou wêreld is besig om dood te gaan. Die wêreld van die wet, van die tempel, dis verby. Hier's 'n wêreld saam met God wat besig is om gebore te word. En ons sien en ons ervaar die geboortepyne daarvan. En dan 'n derde vers wat daar staan, vers 13, dan sê hy, maar wie tot die einde volhard sal gered word. Is dit nie wonderlik nie? Al hierdie moeilike dinge gebeur, maar wie tot die einde volhard sal gered word. Joël skryf dit in Joël 2, as hy sê die son gaan bloedrooi word, dan sê hy die wat volhard sal gered word. Paulus skryf dit in Romeine 8, as hy sê, wat kan ons skei van hierdie liefde van Christus, lyding, benoudheid, niks nie. Hy sê, ons is veilig, ons behoort aan die Here. Vriende, die vraag is, wat moet ons nou doen? Moet ons as Christene in vrees leef? Moet ons afsonder in die wêreld soos wat die Qumran gemeenskap gehad het, daar iewers in die berge gaan bly, sodat ons net wegkom uit hierdie stikkende wêreld uit? Moet ons net sit en wag om dood te gaan, want die wêreld is so sleg? Nee, glad nie. Jesus sê, hy sê die evangelie sal aan die hele wêreld verkondig word. Hy sê, terwyl dit so sleg gaan in die wêreld, die wonderlike ding wat gebeur, is die evangelie sal aan almal verkondig word. Eers dan sal die einde kom. Wat doen 'n mens in 'n wêreld wat so stikkend is? Wat doen jy in 'n wêreld vol aardbewings en vol van al hierdie oorloë en alles? Jy verkondig die evangelie. Jy leef elke dag voluit vir die Here. Daar waar jy kom, vertel jy vir mense van die Here en wys jy vir hulle iets van die Here. Ons moet elke dag sy liefde leef in hierdie wêreld wat in geboortepyne is. Ons deel sop uit, ons besoek hospitale, ons berei misse, ons hou Bybelstudies, ons bid vir mekaar, ons nooi mense in. Ons leer mekaar, ons verkondig die woord totdat Jesus kom. En dit is interessant dat Jesus sê dat dieselfde nasies wat hy sê hulle sal vervolg, sê in die einde, hy sal nie kom voordat die goeie nuus nie verkondig is aan al die nasies nie. Hulle is die slegte ouens, né? Hulle is die ouens wat besig is, hulle vervolg die goeie mense. Hy sê, maar ek gaan nie kom voordat julle vir al hierdie ouens, vir al die nasies van die Here vertel het nie. Ek wil afsluit en sê, François en Monique, julle seentjie is gebore in die eindtyd. Dis nie 'n lekker gedagte nie. Maar iemand het gesê, elke baba wat gebore word is 'n teken
dat daar nog 'n toekoms is. Dis 'n tyd met baie uitdagende dinge, natuurrampe, dwalings, ongeloof, valse profete, liefdeloosheid. En tog sê die Here vandag vir julle en vir elkeen van ons, en hy sê, moenie paniekerig raak nie. Dis nie die einde nie. Dis nog glad nie die einde nie. Johannes skryf en sy woorde is en hy bemoedig ons en hy sê Jesus sê ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek stuur 'n trooster, hy sal by julle bly. Matteus sluit sy evangelie af en hy sê ek sal by julle wees al die dae tot aan die volëinding. Dawid skryf in Psalm 37 en hy sê woon en werk rustig voort, vertrou die Here. Jeremia bemoedig ons en hy sê vir die mense in 'n moeilike tyd in ballingskap, hy sê bou huise, bewoon dit, lê tuine aan, eet die opbrengs daarvan, trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en laat hulle kinders in die wêreld bring. Paulus skryf en hy sê leef as ligdraers van God. Lukas skryf en hy sê julle sal getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria en die uithoeke van die aarde. Mag ons in hierdie wonderlike tyd wat ons leef, 'n tyd met soveel uitdagings, maar soveel, Isak de Villiers het geskryf, 'n tyd wat brand met soveel geleenthede vir God. Mag ons in hierdie eindtyd vir die Here leef. Elke dag reg wees totdat die Here terugkom. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vandag, as ons hierdie lees, ietsie kan hoor oor die eindtyd. Ons sien ons eie tyd, maar dankie dat ons vandag ook weet dat ons veilig is by U. Ons is nie paniekerig nie. Ons leef in geloof, Here, ons leef U liefde. Help U vir ons, seën vir elke paartjie wat in hierdie tyd hulle kinders moet grootmaak. Dis 'n tyd wat bruis met geleenthede vir U, in Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit af met 'n seënbede. Ons sing 'n seënlied en ons sê, gaan dan heen, gaan in vrede. My kind, en julle moet die woordjie vrede raak hoor vandag, né? Ons gaan in vrede, ons gaan in rustigheid en ons gaan leef in die Here se vrede. Kom ons staan en ons sing vir mekaar en saam met mekaar dit. Vriende, ons gaan leef in die Here se vrede en so 'n deel van sy vrede is dat daar lekker koffie en tee na die tyd is. Ons leef voluit, ons weet die Here is by ons. Kom ons sluit die oë. Here, ons wil net weer vandag bid dat die genade van ons Here Jesus, die liefde van God, ons Papa Vader, die versterking, die troos, die nabyheid van die Heilige Gees by ons sal wees in Jesus se naam. Amen.
Mooi dag en mooi week vir u.